Goeiemôre julle. Ek bring vir julle vanmôre 'n boodskap wat gaan oor die versoening van God. En dit gaan oor die groot ruil. Die vers is 2 Korintiërs 5 vers 21 wat sê, want hy wat geen sonde geken het nie, het sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hierdie is 'n ruil wat amper onmoontlik is. Jy sien, Christus is heilig. Hy het geen sonde gehad nie. En hierdie vers praat van geregtigheid, sonde en 'n middelaar wat Jesus Christus is. Daar's so 'n sonde ruil. Dit is die koste wat betaal was voor. En die eerste deel van die vers sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Wie is hy wat geen sonde geken het nie? Jesus. Hy was volkome, absoluut sondeloos gewees. Hy was die enigste mens gewees wat al die wette van God kon onderhou en gehoorsaam het. Die Griekse woord is harmatia, sonde. En dit was nie by Jesus gevind gewees nie. Dit beteken sonde. Jesus het nie sonde vir ons geword nie. Dit beteken nie, hy het 'n sondaar geword nie. Dit beteken net dat God sy volmaakte plan, die totale gewig op Christus geplaas het. Dit was 'n geregtelike daad gewees. Op die kruis was Jesus behandel asof hy die totale som van ons menslike sonde op hom gehad het. En die oordeel was op hom gewees. Jesaja het dit in Jesaja 53 vers 5 het hy gesê, die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom gewees. Die straf wat ons toekom, het hy vir ons gedra. Die tweede gedeelte is die geregtelike ruil. Hierdie is die wins, want ons kry nou ietsie wat ons nie verdien nie. Dit sê, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Hierdie is, dis die glorie van die evangelie. Dis die basis van die evangelie. Nadat ons sonde op Jesus geplaas is, word sy geregtigheid op ons geplaas. En dis waar die ruiling plaasvind. My sonde word op hom geplaas en sy geregtigheid op my geplaas. Wat is geregtigheid van God? Dit is nie net dat ons vergewe word nie. Dis 'n nuwe status wat ons ontvang. Ons word nie skuldig verklaar nie. Ons word verklaar as regverdiges. Deur geloof is ons ingeklee in die volmaakte lewe en gehoorsaamheid van Jesus Christus. Wanneer God nou na ons kyk en ons sien hy die volmaakte geregtigheid van sy seun. Die ruil is volbring. Ons sonde vir geregtigheid omgeruil. Ons sien hierdie verhaal mooi in Jericho. In Joshua 6, sien daar was 'n stadsmuur gewees. En hierdie stadsmuur verteenwoordig die sonde. En die volk van Israel kon nie hierdie muur afbreek in hulle eie krag nie. Dit was 'n vesting gewees, kon nie afgebreek word nie. Nie deur konvensionele maniere nie. Hulle het 'n goddelike, onkonvensionele manier gehad om dit te doen. En die Israeliete moes vir 7 keer om die stad mars. Volgens God se woord het hulle hom gehoorsaam en deur daai daad het God dit so bewerkstellig dat daai stadsmure geval het. Maar dit het gevat 7 dae daarom mars en hulle moes gehoorsaam gewees het. So, glo en doen wat God vir jou sê. En op die 7de dag het hulle 7 keer om die stad gestap en op 'n trompet wat geblaas was, trompette wat geblaas was, het daai mure geval. Dis nie 'n natuurlike iets wat natuurlik gebeur nie. Dit was 'n goddelike instelling gewees. God se metode
net soos Jericho, waar die mure geval het, is onlogies vir ons om aan te dink. Gaan nie, dis nie 'n militêre mag nie, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. En daai selfde mure het Christus, ook ons verstand kan dit nie verstaan nie, hoe Christus, ons koning, ons Here, ons God, sy lewe sal neerlê vir ons sonde, sodat hy ons sonde op hom sal neem, sodat ons geregtig verklaar kan word. Ons verstaan dit nie, dis 'n goddelike daad. As jy in Christus is jou sonde betaal. Jy hoef nie meer te lewe onder die gewig van skuldgevoelens nie, die vrees vir die dood nie, die regterlike uitspraak is reeds gelewer. Jy is vrygespreek deur die geregtigheid van Christus. Maar daar is 'n oproep tot lewe hierso. Hierdie geregtigheid mag gee vir ons 'n nuwe lewe in Christus. Ons lewe nie meer vir onsself nie, maar ons lewe vir Christus. Ons het daai ruil gemaak. Dit gee ons die dryfveer om te lewe vir Christus op 'n regte manier. Regverdige status wat ons in Christus ontvang het en 'n strewe na heiligmaking. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, hierdie wonderbaarlike ruil van my sonde, Here, vir u geregtigheid. Moeilik om te verstaan, Here, maar so dankbaar dat ons dit kan ontvang. En Here, dit is die basis van die evangelie, dat u lewe neergelê het vir ons, sodat ons geregtig voor u kan staan. En ons gee vir u al die lof en al die eer daarvoor, in Jesus naam. U is waardig, Here, mag u naam verheerlik word, in Jesus naam. Amen. 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 8 sekondes. Ek gaan dit vir jou oom Dries voorstel. Baie dankie oom Dries. Goeiedag julle. Ek is nou die enigste ene wat nie 'n pastoor is nie. Hierdie kerkie het ek gebou. En die Jericho produk, ekskuus as ek sentimenteel raak. Ons sal nou kom. Dit is vir my ook. Maar Josua 6 vers 4 sê daar moet 7 priesters omloop.